met ons vanmôre en my gebed is dat die Here op hierdie wonderlike dag, hierdie opstandingsdag, die dag na die Sabbat, onthou dit. Hy sê, dit was die oggend na die Sabbat, dat die Here opgestaan het. En kom ons groet mekaar soos die vroeë kerk gegroet het. Ek groet u. Jesus het opgestaan. Kom ons sê dit weer 'n keer. Jesus het opgestaan. En so die kerk en die nuwe mekaar gegroet. Want die opstanding maak die verskil. Dus is dit net vir ons aangaan en ek gaan vir Dani wil net 'n geleentheid hê aan kom. Hulle het 'n baie besondere geleentheid en toe sê ek vir hom, ek gaan dit nie beter as hy vir julle kan vertel nie. So. Goeiemôre almal. Eerstkomende Vrydag, die 5de April. Dan is daar iets wat gebeur en ek het met Dominee Gert gepraat om 'n deel daarvan ook hier in die kerk te kom doen. Ek het 'n baie goeie vriend, hy is die hoof van die kunsteskool by Tukkies, Universiteit van Pretoria. In besonder fokus hy en is hy ontwikkel in kerkorgelmusiek. Hy was op 'n stadium ook die voorsitter van die kerkorgelvereniging van Suid-Afrika. Op hierdie stadium is hy die professor in die musiek by Tukkies. As jy sal onthou, so 'n paar maande gelede het ons gereël en toe het iemand hier kom speel, 'n jong man met die naam David Marsden. Die sondagoggend het hy orgel kom speel. Nou hierdie vriend van my, Tiel van Wyk, professor Tiel van Wyk, hy is ook die professor, die mentor wat David Marsden opgeleid het. Nou Tiel en 'n paar van sy vriende en familielede, hulle het so 'n groepie gestig, hulle noem hulle self Canto Amici. Dit beteken vriende wat saam sing, of dan vriende wat saam musiek maak. Nou hy en hierdie vriende van hom kom Vrydag die 5de, by Ruimte het ons altyd so 'n sosiale byeenkoms. Hulle kom van daar sing, van 11 tot 12. Daarna gaan we saam met ons eet. En dan het ek met Dominee Gert gereël, so van 1 uur af, sal hy vir ons so 'n halfuur lank 'n uitvoering kom gee op die orgel. Nou Tiel het al in Europa gaan speel. Hy het in die Westminster Cathedral en Paul's Cathedral. Hy is wêreldberoemd. En hy kom Vrydag vir ons hier so speel. So ek nooi almal wie kan, die van u belangstel, kom Vrydag so die eerste kant na die kerk toe, net so 'n halfuur lank. Gaan hy vir ons 'n uitsonderlike orgel opvoering doen. En ek nooi almal, jy sal dit besonder geniet en dit sal iets uitsonderlik wees. So daarom nooi ek almal, die van u kan, die van u belangstel, kom asseblief Vrydag so die eerste kant hier na die kerk toe. Baie dankie. Dus kom ek dan gevra, want ek sal dit nie so kan doen. Ja, weet julle, ek dink baie van die ouer generasies nog nie vir die orgel na. Kyk, ons jonger generasie, ons is weer kaas die jong mense na. Dit is nie meer so. Maar, so kom gerus, kom luister gerus, 1 uur Vrydag, is so 'n halfuur hierso, en hy het spesifiek gevra vir die pypal. So dit gaan amazing wees, so kom verluister gerus, dis hoekom ons u ook nooi om te kom deel wees. Maar so kom ons sit net so, dan maak ons hart voor die Here staan. Wonderlike Here, wat 'n voorreg het ons nie vanmôre om so hier by mekaar te wees. Op hierdie wonderlike opstandingsoggend. Here, 3 dae nadat u gekruisig is. Soos wat u dan tereg ook aan u disippels gesê het, dat ek sal op die 3de dag opstaan. Here, u het u lewendig vertoon, Here, daardie 40 dae voordat u opgevaar het na die hemel. Aan u disippels en aan verskeie mense, verskeie van die volgeling, tot 500.
Here, sodat daar geen twyfel sal wees dat Jesus Christus leef. Here, daar is vanmôre duisende ander gelowe, maar daar's net een leë graf. En daarom, Here, ons aanbid 'n lewende Here, die opgestaande lewende Here Jesus, wat hierdie Heilige Gees nou hier vanmôre teenwoordig is en in ons harte woon. Here, mag dit ons hart vanmôre vul met vreugde, maar ook met 'n begeerte, 'n lewende begeerte, Here. Mag dit ons aanraak. Here, soos die jong mense sal sê, so wat dan ek daar die oulike meisie ontmoet en my hart net so aangeraak is, ek wil heeldag by haar kuier. Here, 'n aanvoeling. Word U verheerlik vanmôre is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Suster, ek wil vanmôre net so 2 versies vir U lees en dan gaan ons 'n kort 3,5 minute video vir U speel. Want die werklikheid is net dat kruisiging in ons wêreld is 'n baie vreemde ding. Dis die Romeine wat dit as 'n manier gebruik het of as 'n teregstelling gebruik het om kriminele te straf. Maar vir ek en vir my en vir julle, ons lewende, ek dink wat ons kinders betref, wat sal hulle nou van kruisiging maak? En ek wil hier nou vanmôre 'n versie lees en nou wil ek ook sê, nou as ons dit vir die video wys, is dit dalk net 'n bietjie sensitief vir die kind. Maar ek moedig u aan om te kyk. In Galasiërs die 3de hoofstuk wil ek hê moet baie fyn oplet wat Paulus skryf. Die eerste vers. Ek lees vir u uit die nuwe lewende vertaling. Maar net voor ek lees, ekskuus Annette het gevra dat ons net afkondig in klere. As mense wil klere bring, dan net reg nou. Dan kan hulle maar net van net, julle ken van net daar, net Jacobs, en sy ran die klere kas vir ons en ons gebruik daai geld, ons verkoop die klere om dan ook as daar mense is wat nie kos het, vir hulle kos te gee. So baie dankie vir jou ook Annette. Dat ek sê mos as ek dit ding vergeet en ek onthou moet ek dit dadelik doen. Ek weet nie of julle al daar is nie, maar as ek rekenaar toe loop en ek wil iets doen, maar dan besluit ek wil net eers gou koeldrank ingooi. As ek terug gaan rekenaar toe, dan wonder ek wat ek hier doen. Nou weet ek is mooi ding. Hoekom is ek by die o ja, julle gee bottel dan. Nou begin ek te worry. Nou dis 'n graad. So kom ons lees daai pragtige teks hier in Galasiërs 3 vers 1. Hy sê vir Galasiërs, hy sê o dwaase Galasiërs, wie het julle getoon? Die Engels, die Afrikaanse vertaling sê bewitched. Die Engelse vertaling. Wie het julle getoon? Nou ja, partykeer sê jong mense daai meisie het my getoon. Nee, jong meisie het jou nie getoon nie. So, hy sê wie het julle getoon? Hy sê Christus, en nou moet jy mooi luister wat sê hy. Christus is dan so duidelik vir julle beskryf. Die ou Afrikaanse vertaling sê afgeskilder. Ek weet nie wie van julle al sien, hierdie mense doen hierdie skilderye. As hierdie vroukie, ek dink Karine en ek hierdie week 'n video gesien van hierdie vrou, sy skilder die Here Jesus of 'n afbeelding van hom. Dis absoluut, as ek die Engels mag gebruik, stunning. Nou sê Paulus, toe ek daar by julle kom, het ek Jesus Christus vir julle gepreek, maar ek het hom letterlik soos 'n skildery vir julle geverf. Dat julle hom daar, en hoor nou mooi, dat julle hom daar sien hang net aan die kruis. Nou ek wens ek was so Paulus prediker geweest. Ek meen, ek sou wat wil gee om natuurlik onder Jesus se voete kon sit, maar onder Paulus. En weet julle wat, dit is vir my so aangegryp dat ek besef het, Paulus toe hy gaan preek het hy Jesus gaan preek, maar hy het Jesus so in detail gepreek, hy het die kruisiging so in detail gepreek, dat hierdie ouens letterlik die Here Jesus sien hang net aan die kruis. En weet jy wat vir my aangrypend is, toe hom daar sien hang, sê Paulus het hulle geglo. Die Bybel sê geloof is deur die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So ek vra vir julle om net so gou daai 3,5 minute video vir my te speel. En kom ons kyk net vanmôre Christus afgeskilder aan die kruis.
Daar staan waar jy kan klop, nee, nie daar, jy die ander een. Nee, dis die ander een. Dus as sien kruis 3, daar staan wat jy kan klop. Afgeskilder, dat jy hom daar kan sien. En weet jy wat, ons sien dit nie. En omdat ons dit nie sien, verstaan ons nie wat ons glo. Kruisiging was een van die meeste maniere dat iemand kon sterf. En nou wil ek graag vir julle die tweede versie lees wat ons daar in Petrus vind. In 1 Petrus hoofstuk 1, hy sê in vers 6, daarom verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is vir 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En hier nou die versie. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie. Ek en julle. Ek en nog Jesus Christus.
dit wees met 'n man wat 2000 jaar terug aan die kruis sterf. U en my ewigheidsbestemming bepaal. Hoe kan dit wees dat daardie man met daardie kinders jou lewe vir altyd kan kom verander? Hoe kan dit wees? Hoe kan iets wat 2000 jaar terug gebeur? Hoe kan dit wees dat dit wat daar gebeur het, julle en my lewens vir altyd kan verander? Weet julle wat? Dis oor wie is, oor die een wat daar gesterf het. Dit gaan oor wie is hy wat daar sterf. Hy is die ewige God, wat 'n mens kom word het, en hy die op aarde kom lewe in die gestalte van 'n mens, wat die teks in Filippense hoofstuk 2 vir hom sê. Hy het homself verneder. Hy het 'n liggaam aangeneem aan wiele. Hy het 'n dienskrag, hy het 'n slaaf geword. En hy het gehoorsaam geword aan God. Hoor ons sê die Filippense tekste, tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Broeders, daarom sal die elke knie buig en elke tong sal bely, want hy, en hier is dit wat ek wil hê moet verstaan. Here Jesus, kom ons begin hier. Here Jesus wat hier, luister mooi, daai kruis sterf 2000 jaar terug. As hy daar so gebly het, sou ek en julle vanmôre verloor wees. En sou dit in ons lewe geen impak kom maak nie. Maar hierdie Jesus hier, luister vir mooi, hy is die lewende Christus nie. He's alive. En dit is so, jy kan sê, maar Donnie, hoekom kan ons hom dan nie sien nie? Want iemand moet staan, hy moes opvaar na die Vader toe. Hy moes na die hemel toe opvaar om wat te doen? Want onthou, Jesus in sy aardse liggaam, toe hy opstaan, toe hy vleis geëet en hy geëet, want hy sê, kyk, ek lewe werklik, ek is vlees en been. En dan kom van hy op hemel toe. Ek het hom baie keer gesê, Here, dit sou baie nice gewees het, as ons kinders nice, as ons hom sou kon sien. Maar hy gaan en hy kom terug as die Heilige Gees. Die Bybel sê die Heilige Gees is die Gees van Christus, die ander trooster. Heteros en allos. En allos is ander van dieselfde soort. Nie heeltemal iets anders te nie. Die Heilige Gees as hy kom is in Jesus by ons. En luister nou mooi. Hy kom en nou. Luister nou mooi. En hier is die wonderlike waarheid. Nou kan Jesus vanmôre hier by julle wees, en by ons wees in die Gees, en hy kan vanmôre hier langsaan by die gemeente hier langs ons wees, en hy kan daar vanmôre in Amerika wees, en hy kan in Rusland wees, en hy kan in China wees, want nou kan hy oral wees. En nou kan die Gees van die Here vaardig word, beweeg. En wat? En julle my lieve aanraak, wil nou mooi hier by ons. En lekker aan die plek. Sjoe. Want hy is die opgestane lewende Here. Daar is duisende geloof, net in die graf. En ek en vanmôre in lewende opgestaan Here. En hier is die vraag vanmôre. Lewe Jesus en jou. Wat jy sien die gevaar in die kerk is dat ons goeie soms so kan doen uit tradisie, uit. Ons het dalk nie groot geword, julle weet mos, ekskuus ek vat nie, maar dit is net so. Ons het dalk nie groot geword, ons doen dit soms kinders so uit gewoonte uit. En ek vertel ons altyd van die storie, want daar is ons van die ma wat die vleis ons in die middel deursny. Ek vertel julle daar storie, kan ek ook weer vertel.
Julle kinders. Nou, sny sy die vleis in die middel, sy sit die voet in 2 potte. Nou vra die ma van haar vir die kind, mamma, hoe doen jy dit? Sy sê, nee, ek weet nie, my ma het my geleer. Gelukkig lewe mamma nog, ouma. Hulle bel vir ouma, hulle sê vir ouma, hoekom sit ons hierdie vleis in 2 potte? Ouma sê, nee, ek weet nie, my ma het my geleer. Maar gelukkig lewe ouma Groetjie nog. Ja, gou, ouma, Groetjie, hoekom doen ons dit? Sy sê, nee, die vleis was te groot vir die pot. Mense, ons doen goed in die kerk, ons verstaan nie kom ons dit doen nie. Daarom word dit vir ons 'n ding van die kop en nie 'n ding van die hart nie. Jy weet wanneer jy dit klakkeloos doen, wanneer jy dit breinloos doen, wanneer dit net 'n tradisie en 'n gewoonte is, en daarom moet ons verstaan, Paas naweek kan nooit net 'n tradisie wees nie. Sê dit help niks as dit in ons lewens aanraak nie. Onthou wat ons Sondag gesê het, of Vrydagoggend gesê, die Here Jesus wat aan daardie kruis sterf. En toe hy daar sy asem uitblaas en hy sy lewe gee, het dit wat daar gebeur het, 'n ewige uitwerking tot wanneer hy terugkom. En wat is daardie uitwerking? Wanneer ons glo, en wanneer ons bely, en wanneer ons hierdie Here Jesus ontvang. Mense, dan voel jy dit. Amen. En jy weet dit. En weet jy wat nog meer is? Dit verander jou lewe. Dit maak jou 'n nuwe mens. En daarom praat ek vanmôre van die krag van die kruis. Eindelik die uitwerking in die opstaan. Jy sien, want die kruis in sigself sou nie veel help nie, maar dit was die krag aan die kruis en die uitwerking in die opstaan. Jy sien, al wat Jesus kom doen is, wat hy daar aan die kruis gedoen het, die opstanding, kom maak hy dit nou in julle en my lewe 'n werklikheid. Kom ons sê, hy maak dit effektief. Die opstanding is soos die eksekuteur van die boedel. Jy weet wat ek bedoel. Dis soos die eksekuteur wat sê, jy erf 50.000 en jy erf die huis. Maar sonder dat die eksekuteur kan erf ek en julle niks. En broer en suster, as dit wat Jesus kom doen het deur sy dood en sy opstanding nie ons lewe verander nie, is dit sinneloos en betekenisloos. Dis 'n mooi godsdienstige storie van 'n religieuse man wat 2000 jaar geleef het, wat een of ander moral teacher was. Al wat hy jou vra is, ag jy moet beter probeer. Nee, sê vir jou, jy's 'n helleling wat tot redding moet kom. Jy's 'n verlore mens wat tot geloof en redding in Christus moet kom. Jy's 'n sondaar wat help my gou, tot jy begin met 'n kerk. Wat tot bekering moet kom. Nie anders kan ons weg onsself doen te werk. Enigiemand probeer net daar, kom hier kerk toe, lees die Bybel, bid weer. Dis wat Luther gedoen het. Bid in die Romeinse kerk. En toe ontdek hy dit werk nie. En toe ontdek hy regverdig maak om reg met God. Regverdig maak beteken om reg met God te wees en Luther ontdek dis deur geloof alleen. Amen. En daar het ons die reformatie. Jy sien, broers, is dit daarom moet ons moet kon verstaan. En iemand besef dat die boodskap van die opstanding en die kruisiging was sentraal. Hierdie boodskap wat hulle gepreek het oor die opstanding en die kruisiging was nie op Goeie Vrydag en op Paasondagoggend. Toe daar die Christene na die wêreld toe gaan, was dit 'n message. Dit was 'n boodskap. Wat hulle gaan preek, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, wat julle
Die bron van die lewe, sê die een teks. Kan ek vir julle 'n paar verse lees, is dit oké? Dan sê hierdie dominee is nie besig om dit te doen nie. Hy sak dit uit sy tande. Waar kry jy dit? Kom ons lees wat ek gaan die Nuwe Lewende Vertaling gebruik. Handelinge hoofstuk 3. Kom ons lees net 'n paar verse. Dit sal nie die belangrikste verse nie. Handelinge 3. Hy sê, dit is die God van Abraham, die God van Isak, dit is vers 13 van hoofstuk 3, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, wat met hierdie daad goddelike eer aan Jesus, sy dienaar gee. Dis hierdie selfde Jesus, vir wie julle uitgelewer het voor Pilatus, verwerking. Al was Pilatus sy uitspraak dat hy vrygelaat moes word. Hulle het hierdie heilige en opregte man verwerp en eerder geëis dat 'n moordenaar vrygelaat moet word. Hulle het die bron van die lewe doodgemaak, maar God het hom uit die dode opgewek. Dis wat hulle gaan preek. Broers, is dit die groot probleem is vandag. Mense sit soms met 'n dooie geloof. Jy weet wat 'n dooie geloof. Ons is 'n ding dood is hy dood. Jy gaan hom maar stop. Hy skop nie terug. Okay, as dit ding moet julle weet, hy's nie dood nie. Kom maar. Ek kyk mense nie 'n dooie geloof nie, maar hoor nou mooi. 'n koue geloof. Kom ons wees eerlik in die kerk. Ek sit hier partykeer na. Ek is ekskuus. Ja, hier is na die tyd, jy weet, soos die KPA van die maas, en ek het gehoor. Na die kinders? Maar ek het nie geluister nie. Nou, waar is ons nou? Kom nou. Kinders, mama, ek het gehoor. Maar ek het nie geluister. Want wanneer jy moet luister, wat doen jy? Jy doen dit. Sit in die kerk, ons hart is koud. En partykeer sit ons met 'n dooie geloof. Want ons het nog nie tot rede gekom. Amen. Jesus, dat jou hart moet warm. Sê daai in ons gangers nie, ons harte was warm. Toe die skrifte vir ons uitleer. Kom, lees ons 2 gedeeltes, 3. Handelinge 4 vers 10. Ek wil dit duidelik stel aan die hele volk Israel, dat hy gesond gemaak is deur die naam van Jesus Christus van Nasaret. Die Jesus wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Handelinge hoofstuk 5 vers 30. Die God van ons voorouers het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het deur hom te kruisig. God het hom verhoog tot leier en verlosser in die regsposisie reg langs hom, die andere aan die regterkant. Wat sê God het hom verhef aan die regterkant van die Vader. Daai woordjie leidsman beteken noteer. Dis die author van die feit. Hy's die auteur. Jy weet nog wat is auteur? Auteur is die ou wat dit geskryf het. Die auteur is die een, dis soos wanneer iemand 'n motorkar bewaar die kinders. Hierdie kleinkar, hierdie ou is die designer. Weet ons wanneer ons sê, hy is die designer. As jy daai kar kyk en sê, just as well. Maar manne en seuns is mos nie so karre, né? Dis ek nou verkeerd. Hulle sê jy moet jou vrou oppas soos jou kar en jou gun. Jy dink iemand, jy moet na jou manne, jy moet na jou vrou kyk soos jou kar en jou gun. Dan gaan jou vrou gelukkig wees. Nou ja, ek het nog nie so baie oor die kar en ek het nie 'n gun nie. Nou weet ek nie wat gaan ek nou met vrou kyk. Maar broer en suster, lees julle dit. Kan ek nou 2 versies lees, dan moet 10. Net of julle te sê, ek wil op broer en suster, as ek dit nie hier uit hierdie boek uit kry nie, sal ek dit nie vir julle preek. Hoe jy aanbid op Christus. Hy sê in Handelinge hoofstuk 10 vers 39, en ons as apostels is getuies van alles wat in Judea en in Jerusalem gedoen is. Die Jode het hom vermoor deur hom te kruisig, maar God het hom 3 dae later opgewek. En toe het God hom laat verskyn, nie in die openbaar aan almal nie, maar net aan ons vir wie ons julle nou hiervan getuig. Net aan ons getuig. Die laaste versie wat ons vind in Handelinge 13, daar van vers
ek dink is 28, hulle kon geen grond vir die doodvonnis kry nie, maar nogtans het hulle Pilatus gevra om hom te laat doodmaak. Nadat hulle alles gedoen het, wat oor die lyding in die skrif geskrywe staan, het hulle hom van die kruis afgehaal en hom in die grafkamer neergelê. Maar God het hom uit die dood uit opgewek. Jesus het in die loop van baie dae aan mense verskyn. Ek saam met hom van Galilea gekom. Hoeveel dae? 40 dae. Dus daar moet geen twyfel wees dat hy opgestaan. Hy het hom vir 40 dae aan honderde van sy volgende lewende gewys. En toe het hy opgevaar hemel toe. En toe het die Heilige Gees gestuur, die opgestane Christus nou by ons. Sodat ek en julle kan oortuig word. Want onthou Handelinge, die preek hulle daar in die eerste hoofstuk van Handelinge lees ons Handelinge 2. En terwyl hulle preek en Petrus daar gepreek het, sê die Bybel, en diep in hulle harte getref, vra hulle, wat moet ons doen? Broers, ek kan die beste predikant wees in die wêreld, maar ek kan dit nie. Ja, ek kan dalk jou convince met 'n goeie argument. As iemand anders te word mooi, wat jy in jou hart dink. Dis net die Gees van die Here. Jy kan die instap van môre kinders en jy kan die uitstap van môre en niks het in jou lewe gebeur. Maar is dit mooi. Hoe mooi is dit om te sien. En ek kan die instap van môre en die Gees van die Here het jou in jou hart getref. En wat doen jy dan? Dan vra jy, wat moet ek doen? En dan sê hy, glo in die Here Jesus Christus, jy sal gered word. Nooi hom in jou lewe. En kom tot bekeer, kom tot reding. Jy sien, die groot fout van die kerk, luister nou mooi. Vir jare het die kerk, en ek wil nou baie versigtig wees met 'n veralgemeen, maar ek glo ons kan dit leerlik toepas op die kerk in die algemeen. Ons het hierdie goed gedoen, maar ons het niks van die Heilige Gees gepraat nie, ons het nie gepraat van die oortuiging nie, ons het nie gepraat van die tref van die Heilige Gees, ons het nie gepraat oor bekering nie, ons het nie gepraat oor redding nie, ons het nie gepraat oor wedergeboorte nie. Ons het dit in die kerk gehoor. Ek weet nie, help my, ek is nie so lang soos julle hier nie. Ek is nou maar 6 jaar. Ek weet 10 jaar, maar ek bedoel nou 6 jaar hier, maar dan doen alles daar. En sister, jy moet vanmôre iets verstaan. Jy het nie vanmôre met 'n mens gedoen nie. Moenie jouself bedrieg nie. Jy het vanmôre kinders in die lewende God te doen. Dan was jy 5 en 7 jaar oud. Die Here kan 'n 5-jarige en 'n 7-jarige kind se hart aanraak. Dat daardie kind kan kom en sê, mamma, hoe maak ek my lewe reg met God? En mamma, jy moet weet om daai kind na Jesus toe te lei. Daai kind te verduidelik wat het Jesus vir hom gedoen het en dat hy sy hart die Here kan oopmaak en Jesus in sy lewe kan inkom. En broers, as Jesus in jou lewe is, wil ek vanmôre vir jou sê, hoor nou mooi, jy sal dit weet. Kom dan. Broers, ons praat soms van hierdie latente, weet jy wat sy latente godsdienst, 'n latente redding. Kom ons verduidelik julle wat is. Dit gebeur en ek is nie bewus daarvan nie. Rarig. Hoe kan jy God jou lewe aanraak en jy is nie bewus daarvan nie? Dis nie moontlik nie. As die Here jou lewe aanraak, kan jy dit weet. Amen. Jy kan het voel, daar wees geloof, ek stem saam. Maar wanneer jy glo, soos wat Filippus vir daardie hofdienaar gesê daar in Handelinge hoofstuk 8, as jy met jou hele hart glo, as jy met jou hele hart, vra nie vanmôre as glo nie, hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, as jy met jou wat? Met jou hele hart glo. En dan
sê vir my kan gedoop word. Kom, want die doop was 'n testimonie van die feit dat hy tot die redding gekom het. Dis 'n feit. En daarom broer en suster, mens hierdie waarheid verstaan. Ek wil graag vir julle net 'n versie lees daar in 1 Korintiërs 15. Nou, iemand altyd onthou 1 Korintiërs 15 is die hoofstuk in die Bybel, die Nuwe Testament oor die opstanding. Ek bedoel, die hele 1 Korintiërs 15 gaan oor die opstanding. Dis die opstandingshoofstuk. Ek weet natuurlik saam met die evangelies wat ons in Matteus 28 kry en Lukas dink ek hoofstuk 21 en Markus hier by hoofstuk 15, 16 en Johannes Evangelie hier by hoofstuk 20 dink ek is Johannes Evangelie. Maar in 1 Korintiërs 15 skryf Paulus en hy sê vir hulle, waar hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het. Wat is die evangelie? Wat is die evangelie? Die goeie nuus. Die evangelium, die evangelizomai, die goeie nuus. En wat is die goeie nuus? Hy sê dit vir hulle. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het. Volgens die skrifte. Hoe kyk jy na die profete en profetiese uitsprake wat waar word van die Ou Testament in Jesus. As dit kom by sy lewe en by sy dood en opstanding. Maar luister nou. En dat hy begrawe is. En dat hy op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte. En dan sê hy dat hy aan Sefas verskyn het en daarna aan die 12. Nou wil ek net hierdie laaste versie lees. As daar dan geen opstanding van die dode is nie, en Christus is nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking 'n mors van tyd. Hy sê dit te verkies. Ons letterlik, ons gaan huis toe. Ons mors ons tyd. As Jesus nie lewe nie, jy het dit oor God, man. My lewe. Ek en julle is die enigste gelowige. Daar's duisende gelowe. Hoor mooi, duisende gelowe, net een. Net een weergawe. Dis ook net geloof. En wat sê hy nou so? Sien, dan is my prediking vergees. Nou gaan hy aan hulle sê, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus nie in die dood het opgewek het nie. God sê, jy getuig teen my. Want wie het Jesus uit die dood het opgewek? God. God het hom uit die dood het opgewek. En dan sê hy, want as die dode nie opgewek is nie, dan is Christus ook opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Verstaan jy hoe die opstanding so belangrik? Maar as dit is logies aanvaarbaar dat in 'n materiële wêreld, hoor mooi, ek en julle lewe in 'n wêreld van materie. Dis verstaanbaar dat mense wat dood is, word nie lewendig nie. En daarom het daai disippels gesê, daarom het Thomas gesê, man, as ek hom nie sien, sal ek nooit glo nie. En wanneer Jesus dan weer daar by die boortrek kom en sê vir Thomas, kom hier so. Julle kom ongelowig is, miskien sit julle ook vanmôre nie. Amen. Ek weet nie so mooi nie dowe nie. Hy sê kom. Trek jou hande mee. Jou vinger in my hand. Sit jou vinger in my sy. En hoor wat sê hy, want dis waarlik ek. Ek het hulle op 'n stadium verwyd oor hulle ongeloof. Die wêreld se probleem is nie dat hulle meer evidence op die ouens. Hulle probleem is hulle glo nie. Dit moet ek wees. Die probleem vandag, ek wil vir julle ook sê, is nie dat jy meer evidence nodig het. Die probleem is jy glo. En ek wil vanmôre vir julle sê, dis die belangrike woord dat ons sal glo. Nou kom hy in slot en hy sê, as ons net hy sê, en as Christus die opgewek is, geloof te vergeefs, en julle is nog in julle sonde. Because he lives. Hy sonde is vergeef, want hy leef.
My geloof is nie nutteloos nie, want hy leef. Daarom sing ons liedjie, omdat hy leef, sien my kans vir môre. Sien broer en suster, omdat hy leef. Ek en ek dien vir môre die lewende Here. En ek wil heel laaste teksversie van môre vir u opneem. Net laaste versie, Filippense 3 vers 10. In Filippense 3 vers 10 kom skryf die apostel Paulus in hierdie aangrypende eintlik is daar hele stukkie lees in Filippense 3. Hy begin eintlik daar in hy sê wat hy beskryf eers sy pedigree as 'n ewige Jood. Maar nou kom hy in daardie 7de vers sê, maar wat van my wins was dit het ek om Christus wil skade gehad. Ja, waarlik ek ag alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here. Terwille van wie ek alles prys gee om Christus as 'n wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my goeie werke wat in die wet is nie, maar deur die geloof wat in Christus is. Om reg met God te wees deur die geloof. Sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Wat het hy sê? Sodat ek hom kan ken waar? Sodat ek hierdie lewende Here Jesus in my lewe kan ken, 'n verhouding met hom kan hê. Hy praat met my. Daar's nou 'n mooi quote wat sê, He walks with me and he talks with me. Ek weet nie of die Here met jou praat nie, maar hy praat met my. En dis nie omdat ek skizofreen is nie. Dis nie skizofreen is nie. Dis nie 'n stem, hallo. Dis 'n hoor mooi, is 'n innerlike, hoor wat ek sê, is 'n innerlike stem binne. Hoor, is 'n stem binne. Hoor jy? As jy nog nie hoor nie, mooi dat hy binne kan kom, want Filippense of Efesiërs 3 vers 17 skryf Paulus dat Jesus Christus, hoor nou mooi, deur die geloof in jou hart. Waarvoor moet hy hoor? Deur die geloof waar? Die binne in my? In my hart bedoel binne in my. Daarom dink ek, wie is nou daai, oor daai liedjie gesing, die kan dan lewe Jesus in jou. Seker? Leon Ferreira, nee, dis nie Leon Ferreira, Leon Gosse. Ja, Leon Gosse is daar. Jy is reg met Leon. Leon Gosse. Lewe Jesus in jou. Ek sê jou lewe, jou strewe. Dis net ek hoor nie, jy kyk nie meer na sy tel nie baie. Sien nie hoe nie wees nie. Maar dis nie belangrik nie. Ek gaan nie van die hemel vir jou vra, ekskuus wat ek kerk sê nie. Ek sê nie, moet nie kom nie, dis gestee om te kom, maar dan kan jy daar in die woorde, die preek hoor na my. Maar kinders, ooms en tannies, jongens, Jesus in jou is. Jesus in jou. Jesus. Dis die vraag. En kan ons dit vanmôre sien, hy leef in my. As hy leef, het jy vanmôre 'n lewe geloof. Hy lei jou in hierdie lewe, hy praat met jou. Hy gee jou krag, wanneer jy voel, ek kan nie meer nie. Hy tel jou op, en bemoedig jou wanneer jy voel, Here, hy gee jou hoop, en hy gee jou, hy sê vir jou, daar's 'n rede. Daar's 'n rede om die lewe. Maar in jou lewe het sin en betekenis, want ons Here leef. Want jy sê, hy gee die ultimate meaning. Weet jy wat's ultimate meaning? Hoor van wat's ultimate meaning? My lewe het 'n doel, het sin en betekenis, want ek weet waarna toe ek op pad is. Ek en julle is net reisigers deur die lewe. Travelers. Julle moet as 'n traveler. Ons moet nie seklus wees nie. Julle weet wat 'n sekler, hy kap 'n huis en hy gaan net op bly. Julle ouens, jy bly in 'n lyf wat besig is om dood te gaan. Jy's 'n traveler deur die lewe. Kyk, jy oud word grys, kinders, julle gaan ook afkom. Vrou, let kom vinnig wat jy doen. En daarom sê ek, ons is travelers, not seklers. Maar weet julle wat? Ons travel, hoor mooi. Ons reis, ons weet
waarna toe ons gaan, of weet jy waarna toe gaan? Rustig, Jesus gaan net op 2 maniere kom haal, of deur die dood, of deur die wegraap, of deur sy koms. Of jy nou die wegraap, of net in die koms, dan die saak nie kom haal. Amen. En as hy kom om my te kom haal, gaan ek by, as skryf Paulus, wanneer my aardse tentwoning afgebreek word, het ek 'n ewige woning by God, waar? In die hemel. Vir Paulus was hemel om by die Here te wees. Hy sê dit. Filippense hoofstuk 1 vers 21 kom Paulus en hy sê, ek het 'n verlange om heen te gaan en om by die Here te wees. Sien maar as dit daarom, ek hou my groep. En ek wil vanmôre vir jou ten slotte wil ek afsluit met dit. As dit nie jou lewe verander nie, as jy met iets anders te wees. Met godsdienst. En weet jy wat? Goed waarmee jy groot gaan. Goeie gewoontes. Hoe nie is dit is 'n goeie gewoonte. Ek sê nie jy moenie, maar verstaan, dit is nie maar wat gaan. En ons het die evidence dat God mense lewendig maak. Ek bedoel nou nie net fisies, maar geestig. Dis die feit dat Jesus leef. Ideaal jy die lewende opgestaan die Here in die hemel. Want dat is steeds geloof, moet dit verstaan. Die Here vra jou om wat te doen om te verstaan, om te glo. Wil jy nie vanmôre net saam met my sê, ja Here, ek glo. Kom ons sê dit gou. Ja Here, ek glo. Kom nou weer 'n keer. Ja Here, ek glo. En as jy glo met jou hele hart, nie met jou mond nie, want jy kan dit nou net met jou mond gesê. Nou, as jy dit met jou hele hart gesê, broer, sister, and you can receive. You need to believe to receive. Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, en alle wat in hom glo, die Engels sê dit so mooi. For all who believe and receive. He gave them the right. Excuse ons jou in die Engels. Alle die reg om kinders van God te wees. Amen. Kom nou. Vir hulle wat glo en ontvang. Het jy al geglo en ontvang? Of sit jy nog jy hele lewe lank jy glo, maar jy nog ontvang? Dis ons ontvang, sê Paulus, lewe ons in die krag van sy opstaan. Amen. Nou sister, ons gaan nou vra dat die nagmaaltafel gereed gebring word, en dan gaan ek nou vra, daar so 3 koortjies wat ons net gaan sit en sing. Ons het nou nie ons oralissie vanmôre nie, maar ek dink dit is weer oor daai dinge te lei en nie moet ek nie net vir hulle kans gee. Die kerkraad wat ook kan kom regmaak. En julle kan dan net so sit en dan gaan ons net so 3 ou mooi koortjies sing. Philip, jy kan net daar maar die eerste een kan maak. Van die eerste vers. Die kan net op, maar dit is net dood. So kom ons sing die 3 koortjies. So as jy reg is gaan ons sing. Omdat hy leef, sien ek as vermoorde. Omdat hy leef, geen vrees vir my. Omdat ek weet, ja ek weet, nie hou die toekomst. Die lewe is ek moeite werd, omdat hy ek het so 3 gedag gehad, opstandingskoortjies. Maar besef ek kan nie die musiek is te vinnig. Ok, die volgende liedjie net onderhou. Ek glo julle ken dit. Ok, oopmaak. Hy leef, hy opgestaan. Hy leef, hy opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef. Halleluja. Gisterand ook voorbereid onthou ek hierdie koortjies wat ek as kind gesing het.
Die sê ek wil dit sing. Kom ons sing hierdie mooi liedjie. Hy leef in my hart. My Jesus is hier vandag. Hy leef in my hart. Ja, hy leef in my hart. My Jesus is hier vandag. Sit